Dankie. Kom ons begin hierdie blye dag met hoor die blye tyding weer met Kersgety. Ons volgende lied, kom ons loof die Jesus kind, hy is waarlik koning. Kom ons loof die Jesus kind, hy is waarlik koning, ons verlosser het gekom. Maak by ons sy woning, vir ons sondes kom hy sterf, so word ons vergewe. Nou kan ons hom loof en prys, hier so hoog verhewe. Tussen doeke lê die kind, so nederig, laat ons al die lof en dank bring aan hom vir ewig. Dit is sy geboortedag, daarom sing ons Here. Ons sal hom nou dank en prys, hier so hoog verhewe. Wyse manne kom van ver, buig voor hom die koning. Herders bring hom al die eer, prys hom in aanbidding. Engele in die sterrennacht, jubel bly in kore. Laat ons samen loflied sing, Jesus is gebore. En die volgende een loof die God van ons verlange, wees verheug, sing met vreug, vrolike gesange. Loof die God van ons verlange, wees verheug, sing met vreug, vrolike gesange. Soos beloof reeds lang tevore, laat die Heer dit gebeur, Christus is gebore. Christus, U is my vertroue, en die Heer, U kom weer, U is die getrouwe. Hoor ons lof en dank gebed.
jy dat sing. Suid-Afrikaanse lied. Dan wil ek net vir Dr. Willem Semmeling wat nou saam die voorsang gedoen het, sê baie dankie dat jy vanoggend hier is, dat jy nie net preek nie, maar dat jy ook sing.
En dan wil ek sommer sê dankie by voorbaat vir die boodskap wat ons gaan hoor. En hy gaan by die teedrink area waar ons na die diens gaan teedrink en vrugtekoek eet, gaan daar series van hom wees wat jy vir jou net een kan neem. Dit kos niks nie. Dan net weer vir die ou wat dalk voor die toedeur gaan kom, die 28ste is hier nie 'n diens in die kerk nie, maar op ons broadcastgroep sal die diens om 9 uur uitgesaai word, of ek sal een post daarso, Dominee Charlotte Sibanyoni doen die preek vir ons. So, kom ons sing die laaste voorsang. Kom ons staan as ons dit sê. Goeiemôre ook van my kant, geseënde Kersfees. Ek hoop julle gaan die dag en die tyd net met julle geliefdes geniet en dat die samesyn jou gaan verryk in jou geloof en ook vir jou voorberei vir 2026 dat ons ingesteldheid op die regte plek is. Ons gaan begin met net 'n kort fotum en dan gaan ons 2 liedere saam sing. En dan kom ons by die boodskap uit. Nou as jy in Lukas lees, Lukas 2, juis oor die geboorte van Jesus, hoeveel keer daar nie staan, moenie bang wees nie. Hy sê dit, God sê dit vir Maria, sê dit vir Josef, sê dit vir die skaapherders, moenie bang wees nie. Nou, kom ons weet, die Here sê ook vandag vir ons, ten spyte van alles wat in hierdie wêreld is, moenie bang wees nie, ek is met jou tot en met die volëinding van die wêreld. Mag jy sy seën
sy genade, sy liefde, sy vrede, ook in hierdie dag ervaar, maar ook in die dae wat kom, ook in 2026. Mag daar ook vertroosting wees, Charlotte, in hierdie tydperk. Ons dink aan julle as gesin. Kom, ons sing heerlik saam. Die Here sê, moenie bang wees nie, en dan kom die engele skare, en dan sê hulle hierdie blye tyding, nou ja, kom ons sing dit saam. Dankie. Nog 'n lied tot eer van die Here. Kom kinders, besing met 'n vrolike stem. Kom kinders, besing met 'n vrolike stem. Die wonder van God in die stad Bethlehem. Want daar is die
kan julle sitplekke neem. Ja, ons is nou al by die boodskapgedeelte, so wat julle hierso sien, daar is hy, nou is ons reg. So ek kan, nou het ek nie jou naam nie. Salome, ok, Salome, dankie. En dit klink snaaks as 'n man vir my sê Salome, maar ek kyk vir hom en dit is Salome daar so. Ekskuus Salome, ek het nie geweet jy beheer my vandag nie. Maar nou ja, ek sit al vandat Charlotte vir my gevra het, sal ek die Kersdiens begin of kom hou. Dink ek aan die geskenk. Die hele aspek van 'n geskenk. En aanvanklik het ek gedink die twee kante van 'n geskenk. Jy weet, God wat gee, jy en ek wat ontvang. En hoe meer ek werk aan hierdie boodskap, hoe meer kom ek agter, maar hier is nou 'n veelsidigheid van 'n geskenk. Nou sit ek gister saam met 'n vriendin by 'n middagete, en die tafel is versier met 'n klomp klein opgemaakte pakkies, so daar's nie regtig geskenkies in, maar daar's 'n klomp pakkies daar. Almal verskillende vorms. Nou sê sy vir my, ek dink daai heel kleintjie, daar kan net 'n ring of oorbelle inpas. Net so kleintjie. Dan is daar 'n ander enetjie, seker so groot. Sy sê, ek dink daar moet sakdoeke of iets in wees. 'n Bietjie groter sjokolade. Dan is daar van die kersklappers. Sy sê, as mense hom sou trek, dan gaan jy waarskynlik 'n vletjie of 'n dobbelsteentjie of so iets en kry waarskynlik 'n hoetjie. En so praat ons oor die veelsidigheid van die geskenkie voor. Ek sê dit pas so mooi by my preek van môre in, juis oor die veelsidigheid van 'n geskenk. Kom ons word vir 'n oombliekie stil en dan dank ons die Here en dan gaan ons saam lees uit Johannes hoofstuk 1 en dan gaan ons kortliks na die boodskap kyk. Kom ons word net so vir 'n oomblik doodstil. Here, is lekker om soms net stilte te hê. In 'n gejaagde wêreld met soveel klanke en stemme en geraas en oorlog. Alles wat ons gedagtes kom vul en selfs dikwels in ons onderbewussyn ons wakker hou. Dankie dat ons net vir 'n oomblik kan stil word voor U, die almagtige God en Vader, ons Here Jesus, die Christus, die Seun wat mens geword het, Immanuel, God met ons. En nou heers as die Koning van die konings en die Here van alle Here. En Heilige Gees, dankie dat U elke oomblik van die dag en die nag met ons is. Ons bid Here dat hierdie boodskap ook vir ons sal verryk in ons geloof en ons voorberei vir 2026. Here, U ken elke persoon se hart en gedagtes. Kom help ons om gefokus te wees op U en U woord. Amen. Johannes hoofstuk 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nee, 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie.
Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Die eerste gedeelte van veelsidigheid van die gawe wat God gegee het, kom eintlik uit die Ou Testament. Mens kan sê die een kant van God se geskenk is dit wat in die Ou Testament opgeteken is. 'n God wat ten spyte van mense wat sonde doen, na die mens toe kom en sê, Adam, waar is jy? En nou kan jy jou eie naam daarin sit. Willem, waar is jy? 'n God wat uitreik na elke mens hier op aarde en sê, waar is jy? En dan beloof hy aan Eva, uit jou nageslag gaan iemand gebore word wat die Satan gaan vernietig en wat tot redding kom vir jou en vir my. En dan is al die beloftes wat kom deur al die eeue, deur profete, kom dit dan tot by die evangelies. En in die evangelies hoor ons die storie van Jesus se geboorte. Dit is 'n biografie, geskryf deur mense wat hom gesien het, mense wat hom beleef het, mense wat, soos Johannes, selfs in een van sy ander briewe sê, na sy opstanding, ons kon selfs aan hom vat. Ons kan hom aan hom vat. En dan vertel hulle hoe hierdie kind gebore is op 'n baie unieke manier. 'n Manier wat nie soos jy en ek weet, 'n man en 'n vrou 'n kind in die lewe bring nie. Maar op 'n wonderbaarlike manier word Maria swanger en skenk geboorte aan hierdie kind. En dan leef ons oor hoe hy hier op aarde geleef het, tussen mense, alledaagse mense, nie net kerkmense nie. Hy word eintlik gelabel, soos die Engelsman sê, met iemand wat vriende was met die sondaars en die tollenaars van sy tyd. Hy meng met hulle. Hy assosieer met hulle. Hy kom en hy wys eintlik, God reik uit na jou as mens. Ek wil by jou uitkom. En dit word dan vervulling in die evangelies. Elke moontlike belofte wat daar in die Nuwe Testament gemaak is, of in die Ou Testament gemaak is in Christus vervul. Daar is nie een nie, en ek het almal al opgekyk, en elkeen gaan